Goeiedag. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Ons gaan vandag die laaste videoetjie maak van die geestelike oorlogvoering reeks en ons gaan vandag gesels oor bly in God se wil. Nou baie maal as kind van die Here wonder 'n mens altyd, hoorie, wat is God se wil? Ek weet nie of u al vir uself die vraag gevra het of ehm onseker was, hoorie, wat is die wil van God? En ehm ek het 'n bietjie 'n studie gaan doen in die woord en ek het op 'n hele klomp versies afgekom en wie as 'n mens hulle almal so begin aandagtig deurwerk en dan besef 'n mens net eintlik wat God se wil werklik waar is en dat ons werklik waar moet besef dat hy het regtig net goeie gedagtes aangaande ons, soos ons sal sien in hierdie versies. Maar om tyd te spaar, kom ons hardloop deur hierdie versies en baie van hierdie versies volg op mekaar. So kom ons begin. Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dan kom ons by Psalm 25 vers 4 en 5. En ons moet almal, as ons na die versie lees, die versie is vir my so verskriklik mooi dat 'n mens werklik waar die skrywer se hart aanvoel en werklik waar ek besef wat die skrywer hierso sê van hierdie Psalm. En ons, nadat jy Romeine 12 vers 2 gelees het, dat ons moet beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Kom die versie by 'n mens en dit wys net vir 'n mens wat se attitude jy moet hê as kind van die Here, as jy die volmaakte wil van God wil weet. Psalm 25 vers 4 en 5. Here, maak u weë bekend. Leer my u paaie, lei my in u waarheid en leer my, want u is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Is dit nie mooi nie? Dit is werklik waar. Here, maak my u weë bekend. Leer my u paaie. Lei my in u waarheid en leer my. Wie jy en daai is nou in die Ou Testament. En weet jy wat, ons kinders van die Here het 'n voordeel bo die mense van die Ou Testament werklik waar, want ons het die Heilige Gees. Ons het die Nuwe Testament. Ons het Jesus Christus wat al reeds gesterf het op die kruis. Ons sien die hele plan van God. En dit is wat dit so fantasties maak. En mag ons as kinders van die Here werklik waar daai selfde attitude het en na die Here toe roep en onsself verontmoedig en net vir hom sê, Here, maak u weer aan my bekend. En dan gaan ons na Johannes 6 vers 38 en 40. En hier kyk ons wat Jesus sê. En hy sê hierso: want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek sal hom opwek in die laaste dag.
Hier sê Jesus dit so mooi, dat wat is die wil van die Vader? Die wil van die Vader is eerstens dat hy nie enige iemand verloor het wat aan hom gegee was nie, wat verwys na die disippels, en dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Dan kan 'n mens ook gaan kyk na Matteus 18 vers 14, wat dit ook vir ons mooi duidelik sê. So is dit nie die wil van julle Vader wat in die hemele is, dat een van hierdie kindertjies verlore gaan nie. Mense, daar's 'n leer wat baie rond versprei word in die hedendaagse lewe, en dit is 'n leuen uit die hel uit, wat sê dat sekere mense op hierdie aarde is uitverkore om kinders van God te wees, en daar sommiges wat nie uitverkore is nie. Mense, hier kan 'n mens duidelik sien dat God se wil is dat elke mens gered moet word. Die hemelse Vader wil glad geen mens laat verlore gaan nie. En weet, dit is uit en uit jou eie keuse wat jy met daardie belofte maak, dat as jy in die Seun glo, dat jy die ewige lewe mag hê. Dit is die wil van die Vader. Hy wil glad niemand laat verlore gaan nie. Die hel is in geen opsig ooit gemaak deur God om enige mens in te plaas nie, maar is gemaak vir die Satan en al sy gevalle engele. Dis waarvoor die hel geskape is. En die Here het vir ons, die Here Jesus Christus gegee om vir ons 'n kans te gee om die ewige lewe te kan beerwe. Dan gaan ons na 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 8. 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 8. En hier sê die woord ook, want dit is die wil van God, julle heiligmaking. Dan brei hy verder uit vir ons, dat julle moet onthou van hoerery, dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer, nie in hartstogtelike begeerlikheid soos die heidene wat God nie ken nie, dat niemand sy broer in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge, soos ons aan julle ook van tevore gesê en betuig het. Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. Hier is dit baie duidelik dat as jy in vers 8 lees, daarom hy wat dit verwerp. As jy, God het ons geroep tot heiligmaking, nie tot onreinheid nie, soos vers 7 sê. Maar hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar God wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. So dit is ernstig, mense. As jy besef hoe ernstig dit is, dat God het sy Heilige Gees gegee om ons te kan ondersteun en ons te help en ons te oortuig van dit wat verkeerd is of van ons onreinheid binne in ons, sodat ons die heiligmakingsproses kan voortsit.
Efesiërs 5 vers 15 en 21. Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Mense, klink dit nie soos vandag nie? Mense het nie genoeg tyd nie. Die wêreld is boos en dit word net elke dag boser en boser. Dan vers 17. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Hier vra Paulus, ons moet verstaan wat die wil van die Here is, nê? En dan brei hy uit op dit. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God, die Vader, altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Hierso kan 'n mens sien dat ons as kinders van die Here, ons moet daar moet 'n blydskap in ons wees. Ons moet weet, dit is amper soos as jy die jackpot gewen het, gaan jy kan stil bly, gaan jy kan ophou fluit, gaan jy kan ophou sing. En mense, as jy Jesus Christus as verlosser en saligmaker het jy die jackpot geslaan. Want jy gaan die ewige lewe saam met hom beerwe. Daar's absoluut niks waarvoor jy hoef te vrees in hierdie wêreld nie. Hierdie wêreld kan ons absoluut niks, maar niks doen nie. Die swaar kry of die verdrukking wat ons ervaar hier op aarde is niks in vergelyking aan die prys wat ons sal ontvang van Christus af nie. Om in God se heerlikheid elke dag te kan wees, aan niks tekort te het nie, geen pyn nie, dat ons 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde, 'n nuwe Jerusalem in gaan woon. Mense, dis 'n fantastiese belofte wat 'n mens kan kry. En ons as kinders van die Here moet dit begin uitleef. Ons moet bly wees daaroor. Hoekom sal ons nie sing nie, maar ons is altyd so terneergedruk? Hoekom? Ons het 'n groot prys. Paulus sê duidelik vir ons, as jy 'n wedloop hardloop, moenie jou oë van die wenpaal afhaal nie. Moenie jou oë afhaal van die prys wat ons gaan ontvang nie. Onthou altyd dit wat ons gaan ontvang van Christus af. Dit is die mees fantastiese belofte wat die Here aan ons gee. As jy in Christus is en jy glo in hom en jy is sy disipel, dat jy die ewige lewe sal beerwe. Is dit nie iets om oor bly te wees nie? Dis hoekom, maak nie saak wat op hierdie aarde gebeur nie. Maak nie saak wat rondom jou gebeur nie. Alles kan uitmekaar uitval. Ek weet dat my God sit nog steeds op die troon. Dat Christus is nog steeds aan die regterhand van God die Vader. Ek weet dat die Heilige Gees is nog steeds by my. So dit maak nie saak nie. Ons moet werklik waar soos Job wees. Dit maak nie saak wat rondom my gebeur nie. Ons sal nooit ophou om die Here te loof en te prys nie, want hy het ons so 'n groot belofte gegee. En ons kan daarop staan, want God is 'n waarmaker van sy woord. Dan kyk ons na 1 Tessalonisense 5 vers 18 en 23. Wees in alles dankbaar. Is ons nog altyd dankbaar, mense? Want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die gees nie uit nie. Verag die profesieë nie. Beproef alle dinge, behou die goeie.
onthou julle van elke vorm van kwaad, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Blus die gees nie uit nie. Verag die profesieë nie. Moenie naïef wees nie, mense. Kyk wat rondom ons aangaan. Ons moet besef, ons is in die laaste dae. Beproef alle dinge, behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad. Soos ek reg in die begin gesê het aan hierdie video, ons moet besef, daar's net twee kante. Daar's nie 'n grys area nie, mense. Dit kom van God af of dit kom van die duiwel af. Een van die twee. Daar is nie 'n middelweg nie. Moenie laat die duiwel vir jou lieg en vir jou sê daar is 'n middelweg nie. Dit is oukei nie. Dis reg of dis verkeerd. Dit is God of dis Satan. Dit is regverdig, goddeloos. Dit is een van die twee. Moenie in die middel gevang word nie. Moenie laat Openbaring 3 vers 16 van toepassing is op ons nie. Ek pleit by julle, moenie lou probeer wees nie. Moenie lou wees nie. Ons moet die Here dien met ons hele hart, ons hele verstand, alles wat ons het. Dan kan ons kyk in Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Baie eenvoudig, mense, soek eers die koninkryk van God. God moet altyd eerste kom. Altyd, altyd, altyd eerste kom in ons lewens. En dit sal vir jou soveel vrede en jy sal soveel probleme vryspring as jy eers die koninkryk van God soek. En goed. As jy gaan kyk na Spreuke 3 vers 5 en 6, dan sê hy, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. En ken hom in al jou weë. Nie in sommige van jou weë nie, in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Dan Jeremia 29 vers 11 is vir my ook so 'n mooi versie, is wat die Here nou regtig vir jou sê, dat want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Mense, soos ons nou praat oor geestelike oorlogvoering, dat God het gedagtes van vrede vir ons familie, vir mense waarvoor ons lief is in gedagte. Hy het geen gedagtes van onheil vir hulle nie. Daarom moet ons werklik waar in gebed intree vir hulle. Ons moet geestelike oorlogvoering voer teen hy mense, en werklik waar die skanse, die planne en die gedagtes gevange neem, sodat ons werklik waar in die geestelike wêreld die kettinge kan afbreek van die mense wat vir ons lief is en waaroor ons omgee. Dan kyk ons na Markus 3 vers 35. En hier sê Jesus uitdruklik hierso, want elkeen wat die wil van God doen, die is my broer en my suster en moeder. Dis die gedeelte waar Jesus besig was en hulle het vir hom gesê, maar jou broers en jou ma wag vir jou buitekant toe. Sê hy vir hulle, maar want elkeen wat die wil van God doen, die is my broer, my suster en my moeder. En dit wil ek net sê, dat ons as gemeente, ons as kinders van die Here, moet werklik waar mekaar begin ondersteun en mekaar begin
behandel soos 'n ware broer, suster en moeder. Dat ons werklik waar sal intree vir daardie persoon. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Ons het die Heilige Gees, die Gees van waarheid. As jy op soek is na die waarheid, die Gees van waarheid sal ons lei. En soos ek voorheen gesê het, ons moet wag op die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees deel word van ons lewe. Dat die Heilige Gees vir ons dinge sal openbaar. Weet jy dat in my gebedstyd dan sal ek partymal bid. En weet jy dat die Heilige Gees sal mense opbring in my gedagtes. En dan sal ek begin bid vir hulle. En dat ons net moet gehoorsaam wees aan die Gees van God. Dat die Heilige Gees vir ons dinge sal openbaar en vir ons sal wys. En dan Romeine 8 vers 14. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Baie belangrik. As ons onsself wil kinders van God wil noem, dan moet ons deur die Gees van God gelei word. Ons moet werklik waar die Heilige Gees deel maak van ons lewe. Soos in van my vorige video's het ek gesê het, wanneer laas het jy direk met die Heilige Gees gepraat? Onthou, dit is God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jy mag direk met die Heilige Gees praat. Vra vir die Heilige Gees, U is welkom in my lewe. Kom en wees deel van my, kom lei my, kom leer my, kom oortuig my. Hy is 'n deel van die drie-eenheid. Jy kan met die Heilige Gees praat en hom deel maak van jou lewe. Dan het ons vir Filippense 2 vers 12 en 13 wat sê: Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. Werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Dat ons werklik waar God moet deel maak. Die Heilige Gees moet deel maak. Sodat hy vir ons daai vuur kan aansteek om te werk vir hom volgens sy wil en te werk tot na sy welbehae. Hebreërs 13 vers 20 en 21. Mag die God van vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volkome in elke goeie werk om sy wil te doen, deur in julle te werk wat welbehaaglik is voor hom, deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid toekom, tot in alle ewigheid. Amen. Dat ons moet elke goeie werk om sy wil te doen. Ons moet God se wil doen. Ons moet Jesus Christus as disippels volg. En net werklik waar, soos ek altyd gesê het, om aktief te wees is 'n disipel. Om godsdienstig te wees is passief. En die Here het aktiewe mense nodig in sy gemeente. Hy het aktiewe kinders van die Here nodig. Ek weet partymal faal ek soveel. Maar ons moet dit altyd besef dat God is altyd daar. Jesus Christus is altyd daar. Die Heilige Gees is altyd daar.
En ons as nietige mense het God so nodig. Ons het hom so nodig. Mense, mag ons strewe daarna, soos die psalmdigter geskryf het, Here, maak u weë aan my bekend. Mag ons na die wil van God elke dag soek, dat die Heilige Gees ons kan lei in die wil van God, dat ons werklik waar sodoende Jesus Christus altyd kan verheerlik. Mense, en dan wil ek net vinnig vir julle opsom dat ons nou al die afgelope ruk gedoen het met die geestelike oorlogvoering. Ons het die eerste video het ons 'n opsomming gemaak en ons het na die eerste punt gaan kyk dat jy jou vyand moet ken. Jou tweede punt is dat jy 'n rein hart moet hê. En die derde punt was om die kruis altyd sentraal te hou in jou oorlogvoering. Die vierde is die krag wat daar is in die bloed van Jesus. Moet nooit die bloed van Jesus Christus onderskat nie. Pleit die bloed van Jesus oor jouself. Pleit die bloed van Jesus Christus oor jou geliefdes. Elke dag. Elke dag. Want onthou, Satan, die duiwel, loop soos 'n brullende leeu rond en hy kyk wie hy wil kan verskeur. Dan die vyfde punt is, wie is jy? Ons moet net besef wie ons is in Christus Jesus. Ons is erfgename, ons is kinders van God. Ons te Vader. En dat ons hom help in hierdie oorlogstryd. Ons is God se soldate. En dan die 6ste punt is die woord. Mense, ek kan dit nie meer beklemtoon nie, die woord van God is so belangrik, dat ons werklik waar die woord sal lees, sal bepeins, sal ondersoek, want dat die Heilige Gees dit kan gebruik, en dat die Heilige Gees dit as 'n swaard in ons hand kan sit vir die oorlogstryd, dat ons die volle wapenrusting sal aantrek. En dan die 6ste punt was gewees, 7de punt was gewees, om te wag op die Heilige Gees. Mense, dat ons die Heilige Gees sal vertrou en sal wag op die Heilige Gees. Kom ons maak 'n moeite om die stem van die Heilige Gees te leer ken, sodat ons werklik waar suksesvol kan wees in hierdie oorlogvoering. En dan die 8ste punt wat ons behandel is, bly in God se wil. Bly in God se wil. En ons kan dit duidelik sien in die woord van God. Dis hoekom alles in die woord is in mekaar ingeweef. Jy kan nie sonder die Heilige Gees, jy kan nie sonder die woord van God nie, jy kan nie uit die wil van God uitgaan nie. Jy het die kruis nodig, jy het sy bloed nodig. Jy moet weet wie jy is. Al daardie dinge is belangrik dat ons kan suksesvol wees in oorlogvoering en sodoende die grondgebied kan terugneem. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus vir u kosbare woord. Here, dankie dat ons kan weet dat u wil is, dat elke mens gered moet word. Here, dat u God is wat vir ons so lief is. En dat u seun vir ons gesterf het op die kruis. En dat ons ewig dankbaar sal wees daarvoor. Here, dat ons net sal besef dat ons die ewige lewe saam met u in u koninkryk sal beerwe. En dat ons dankbaar daaroor sal wees en dat ons sal juig en ons getuienis sal uitdra. Ek bid dit in Jesus se kosbare naam, ons verlosser, ons saligmaker, ons koning en ons Heer, tot in alle ewigheid. Amen. Mense, julle moet 'n fantastiese week hê en ek hoop om binnekort te begin met 'n nuwe reeks. Ek is besig om die tegniese dingetjies uit te sorteer, maar baie dankie.